soos 'n koue emmer water op 'n vuur. So volg die tweede deel van Psalm 95 op die entoesiastiese en die opgewondenheid van die eerste deel, waarin die volk tot aanbidding opgeroep word. Tot energieke, entoesiastiese aanbidding van die Here. Nou roep die tweede deel van die Psalm ons op, tot 'n godsdiens wat verby die euforie en die geestelike belewing van eredienste gaan. Hoe absoluut noodsaaklik ook al, godsdiens mag nie ingeperk word tot aanbiddingsgeleenthede nie, tot eredienste nie. Die opgewondenheid om die Here te aanbid word daarom onderbreek deur 'n priester of 'n koor wat vanuit die tempel vermaanend en lerend tot die volk kom. Psalm 95 vers 8 tot 11. Moenie hardkoppig wees, soos destyds by Meriba, soos die dag by Massa in die woestyn nie, waar julle voorvaders my uitgetart en my geduld beproef het, hoewel hulle gesien het wat ek gedoen het. 40 jaar lank het ek 'n weerstand in daardie geslagte gehad. Ek het gesê hulle is moedswillige volk. Hulle wil nie my paaie ken nie. Daarom het ek in my toorn 'n eed afgelê dat hulle nooit sou uitkom by die rusplek wat ek hulle wou gee nie. Op die lofprysing en gejubel volg 'n lewe van gehoorsaamheid, van toewyding, van vertroue in die Here. Lippediens en erediens moet hande en voete kry in die daaglikse lewe. So word die volk opgeroep om nie die voorbeeld van hulle voorvaders te volg nie. Dit is nogal iets wat baie in die psalms voorkom. Ons moet immers die Here volg en nie ons voorgangers nie. Ja, dit is wonderlik as ons voorouers het wat die Here in gehoorsaamheid gevolg het. Tog, so sal ons saam met ons voorvaders erken, het geen een van hulle of ons daarin geslaag om die Here volledig getrou en gehoorsaam te dien nie. In hierdie opsig word ons voorvaders 'n voorbeeld van ons, eerder as vir ons. In groot nederigheid moet ons erken en herinner word aan die feit dat nog hulle, nog ons volmaak is. Dinge soos hardkoppigheid, om die Here uit te tart en sy geduld te beproef, ondanks dit wat ons van hom ken en gesien het, moeswilligheid, onwilligheid om die paaie van die Here te ken. Hierdie dinge is baie nader aan ons en ons voorgeslagte, as wat ons graag wil erken. Tog mag hierdie natuurlike, universele geneigtheid en praktyke nie 'n verskoning tot ongehoorsaamheid vandag wees nie. Die gevolg van daardie lewe was immers, en is immers, dat ons nie die rus van die beloofde land sal ingaan nie. Dus juis hier waar die oproep tot vandag my opval. Dit mocht so wees in die verlede. Dit mocht so wees dat voorgeslagte dit gedoen het of nie gedoen het nie. Dit mocht so wees dat ons in die verlede ook ongehoorsaam was. Maar vandag is vandag. Dis 'n nuwe dag. Vandag leef ons in die Here Jesus Christus se vervulling van gehoorsaamheid namens ons. Vandag leef ons met die Heilige Gees wat in ons harte woon. Vandag het ons nie 'n rede om ongehoorsaam te wees nie. Ag, mag ons vandag deur leefde en entoesiastiese ontmoetings met die Here in eredienste beleef. Mag dit telkens die hoogtepunt van ons weekse godsdienstbeoefening wees. Maar mag vandag se eredienste op Sondag oorspoel en gestalte kry in 'n erediens van die lewe, elke dag. As Christene begin ons die week op Sondag met 'n erediens. Maar dan leef ons vanuit hierdie opstanding van die Here in gehoorsaamheid aan ons Here. Goeienaand.